Ek wil graag met jou praat vandag oor radikale vergifnis. En ek wil begin deur jou te vertel van 'n museum wat in Korea opgerig is, die Yang Won-san Gedenk Museum. Nou moet jy my vergewe vir die uitspraak van hierdie woorde, maar die museum herinner Korea aan 'n besonderse verhaal wat vir jou duidelik daarop wys dat God die pynlikste episode kan neem. Iets wat ons as 'n kruis kan sien. En hy kan nog steeds daarvan 'n opstanding maak. Yang Won-song het voor die Tweede Wêreldoorlog in Korea groot geword. Nog voordat die gebied in Noord- en Suid-Korea verdeel is. Hy het in 'n toegewyde Christenhuis groot geword en nadat hy die roeping ontvang het om in die Here se diens te wees, het hy vir pastoor gaan studeer en hy het verantwoordelikheid geneem vir 'n kerk onder mense wat met melaatsheid geworstel het. In daardie tyd, en jy ken die geskiedenis, het die Japaneese beheer oor Korea geneem. En hulle was so uitdagend dat hulle 'n Shinto heiligdom reg by sy kerk se voordeur gebou het. Dit was natuurlik vir hierdie Christen onmoontlik om kompromie aan te gaan. Een Sondag in April 1940 het hy gepreek en gesê: "Hulle wat die gelowiges vervolg, gaan gestraf word as die Here Jesus weerkom." En hy het bygevoeg: "Want Jesus gaan oor die nasies heers as koning van die konings. En hy gaan al die nasies, selfs ook vir Japan, onder sy voete stel." Nou, Japan het in daardie tyd 'n staatsweergawe van Shinto godsdienst beoefen. Daar is van almal verwag om te buig en eerbetoon voor die keiser. Pastoor Son het geweier, want hy kon net in aanbidding voor die een ware lewende God buig. Hy is gevolglik in die tronk gegooi en hy sou vir byna 5 jaar in aanhouding bly. Hy is eers vrygelaat na Japanse oorgawe aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Maar 3 jaar later het kommunistiese oproeriges beheer oor Son se stad oorgeneem. Hulle het die huis omsingel waar sy kinders gebly het en hulle daarvan beskuldig dat hulle vriende was met Amerikaanse soldate. Die Sonbroers het die aanvallers aangemoedig om op te hou om teen die Mede-Koreane te veg, eerder vir Christus te aanvaar. Maar die skare was net meegesleer en opgesweep. In plaas daarvan het hulle 2 van sy seuns doodgeskiet. Hulle is doodgeskiet terwyl die naam van die Here Jesus aangeroep het. Hierdie opstand het net minder as 'n week geduur. Regeringssoldate is aan die dorp gestuur en een van die wat in hegtenis geneem was vir hierdie opstand en moord was 'n man met die naam van Chae-Soon. Die hartseer deel was dat hy 'n vriend van die Sonbroers was. Toe hy die hartverskeurende nuus hoor, het pastoor Son neergeval en gehuil. Maar hy het die Here ook gedank vir die voorreg dat hy die pa kon wees van 2 martelare wat bereid was om hulle lewens te gee terwyl hulle van Jesus getuig het. Chae-Soon is toe skuldig bevind aan die moorde. Hy sou deur die weermag tereggestel word. Maar toe pastoor Son die nuus hoor, het hy sy dogter met 'n boodskap na die weermag gestuur dat hy wil hê dat Chae-Soon vrygelaat moet word, dat hy verantwoordelikheid vir hom sal neem. Hy het vir Chae-Soon gesê: "Jy het my seuns doodgemaak, nou gaan jy my seun wees." Nadat Chae-Soon die moorde beken het, het die beampte hom vir aanneming vrygelaat. Die nuus van hoe pastoor Son vir Chae-Soon vergewe en aangeneem het, het soos jy kan dink, soos 'n veldbrand deur Korea versprei. Pastoor Son het hom daarop toegelê om Chae-Soon te disipel, te onderrig, en die jong man het as Christen uit 'n oorgawe gemaak en vinnig begin groei. Binne 2 jaar was hy 'n student aan die Bybelinstituut van Korea en hy het daarna 'n predikant geword. Hy het werklik vir pastoor Yang Won-son gevolg, asof dit sy eie pa was. Verhale soos hierdie daag ons uit. Ons is geneig om na so 'n storie te luister en dan te vra: wat sal ek maak met 'n man wat my seun doodmaak? Maar daar is 'n beter vraag om te vra. Kom ons vra, hoe het hy dit gedoen? Want net deur daardie vraag te vra, kom ons tot die besef dat die Heilige Gees nog steeds my diepste pyn kan gebruik om sy koninkryk te laat kom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons van radikale vergifnis kon hoor. Geef vir ons die genade om vandag uit daardie krag te lewe. Amen.